a lot when you got not a lot. What? Be happy. By my en hy sal beklei as die duivel my wil kry en groot Jesus is groot ek sal nie bang wees nie ek sal nie vrees Peter is Superman cooler as Iron Man slimmer as Peter Pan sterker as 'n nuclearbom groter as King Kong hy is my vriend Jesus is my hero hy gaan my vooruit en ek het besluit dat ek hom altyd volg want hy ken my goed hy gee my moed om weer op te staan Peter is Superman cooler as Iron Man slimmer as Peter Pan dis hy sterker as 'n nuclearbom King Kong, hy is my vriend, Jesus is my hero. Hy pas my op in die donker, hy pas my op in die dag. As ek die dag bietjie swak voel, Jesus my weer krag. Peter is Superman, cooler as Iron Man, slimmer as Peter Pan. Sterker as 'n nuclearbom groter as King Kong hy is my vriend Jesus is my hero hy is my vriend hy is my hero Baie welkom by ons 5de praktiese uitsending en vandag gesels ons bietjie oor die ou dae, ja, soos oom Jan Spies in die plaasboerdery. So ek hoop jy's gereed vir 'n lekker boerdery en vandag gaan ons so bietjie lekker stil staan by die ou dae. So jy moet so bietjie gaan aantrek soos die ou dae. Het julle dalk 'n oulike hoed of 'n bril of enige iets in julle huis wat lyk soos die ou dae? Ook so halfpad deur die program of nader aan die einde gaan julle 'n selfie neem. En dan kan julle dit vir my stuur op Facebook Messenger of gaan kyk op Facebook se bladsy Ons Huis Geloof. Deel dit 'n bietjie daar en ek weet daar's honderde mense wat al deur hierdie kursus van positiwiteit is wat saam met jou gaan gesels oor jou belewenis en oor hoe oulik julle gesin hierdie waardes saam met ons leer. Vandag gaan 'n lewensveranderende sessie wees. Jy gaan dit baie geniet. Wat het jy nodig vir vandag? Wel, ietsie lekker vir ontbyt, miskien appels en muesli en yoghurt, enigiets lekker om te eet. Onthou natuurlik al die handige goedjies in jou gereedskapskis. Vandag is daar al baie dinge in jou gereedskapskis. Hy's propvol, daar's 'n gratis gedeelte van die boek, daar's dele van Feel Good Friday, daar's uitdrukke en jy het sommer 'n klomp goed om jou te help. Dan verder gesels ons oor die storie van Eric Liddell. Hy's in ons Feel Good Friday boek, die hoofstuk oor positiwiteit. So hoop dit spoor jou sommer aan en dat jy sommer baie van dit saam met ons gaan leer. Onthou, dis baie belangrik dat jy gaan aantrek soos in die ou dae. Hoekom doen ons dit nou weer? Ons is besig om waardes oor te dra aan ons kinders. Ons is besig om te wys met ons kreatiwiteit, ons manier ons tyd spandeer, met ons energie,
met ons geld, is ons besig om vir ons kinders te wys, hierdie goed is 'n big issue. So kom ons maak 'n memory, druk pause as jy nou moet hardloop en gaan aantrek, gaan kry iets uit die kaste uit, al is dit 'n ou jas of 'n hoed en 'n bril, en as jy verder kyk van nou af, lyk ons almal soos die ou dae in ons ete, oudtydse ete. Are you ready? Let's go! Môre, dankie dat julle saam kuier. Ek is seker julle is op die klok, op die minuut reg, né? Ons kuier vandag weer lekker saam. Soos julle kan sien, ons tema is die ou dae, of die ou tyd, né? Ja. Nou ek is so omtrent hier van oom Jan Spies se era daar so, toe die mense so lekker geboer het op die plase. Zoe, van wat se era is jy? Ja, ek is tussen die 60s en die 80s, Grease Lightning, daai lekker tyd. So grieserig, okay, en nou Barry, jy? Cowboys. Okay, goed. So ons is van die goeie nuus fabriek, so ons is 'n gesin wat die land vol toer in die bediening, en ons werk baie in skole en kerke en goeders, ons doen werkswinkels by kerke, gesinsdienste en allaai, en dan het ons 'n groot bladsy oor die 700 mense Sondagskool chat op Facebook. As jy nog nie daar aangesluit het nie, maak 'n plan, jy gaan baie daarvan hou, en dan verder, ja, ons maak nuwe liedjies en nuwe goeders, allerhande CD's uit, so volg ons op Facebook en YouTube en alles. En vandag gesels ons nog steeds oor kaneel. Ek's positief en vriendelik. Hey, en ons sê vandag kaneel is baie vriendelik. dapper ook. Kaneelmense is dapper. Zoe, jy het ook vir ons 'n baie lekker Ja. datumvers, né? Net weer die datum vandag, dit is 14 April. So die maand is die 4de maand en die dag is die 14de. Ons soek in die Bybel 'n mooi 4 vers 14. Okay, so ek het hierso Johannes 4 vers 14 en dit sê: Wie egter van die water drink wat ek vir hom gee, sal nimmer as te ooit weer dors word nie. Die water wat ek vir hom sal gee, sal 'n fontein in hom word, waarvan die water vir altyd sal bly opborrel. Wat beteken dit vir jou, Zoe? Appa Johan, kyk. Môre ouma Johnny. Maar wat beteken die Ja, water in fonteinversie nou Ja, weer? dit beteken maar net as Jesus vir ons iets gee, sal ons nooit weer iets kort nie en as ons maar net by hom gaan soek, sal ons nooit weer iets kort. En hy's genoeg, né? So wat is daai water, Bernard, waarvan die Bybel hier praat? Weet jy, ek Wat ons ook dink kry. dis dalk die Heilige Gees waarvan hy praat. Oh yeah, want dit praat van dit gaan borrel, né, soos 'n stroom, so daar Ja. kom 'n krag binne in jou wat jou van binne af voed sodat die inside story belangriker word as die outside story, en dis wat die Heilige Gees vir ons doen. Ja, vandag sê ons dat hierdie heerlike kaneel, Ek is positief en vriendelik. as hy vat vir julle, kaneelmense is ook baie dapper, né? So ons gaan leer van iemand wat dapper is, en dan gaan julle net nou, ons het aangetrek soos die ou dae, so julle gaan so 'n bietjie dink aan julle familie, waar was die oupas en die mense van die ou dae wat positief en vriendelik was. So daar's 'n familielid of iemand in jou gesin wat 'n impak op jou gemaak het, wat uitgestaan het, wat sterker was. In my lewe was dit my oupa Paul gewees. Natuurlik my pa ook 'n naby familie. Maar daai oupa by wie ou baie keer gaan kuier het, die gesprekke by wat ons gehad het, die tipe goed wat hy gedoen het, die manier hoe hy gelag het, die vreugde wat hy gehad het. So daai mense in wie ek kon sien, the joy of the Lord is my strength. En ouma en oupa het vir my laat blaai in die kinderbybel, en dan het hulle vir my al die Bybelstories vertel en al. So dit was sulke spesiale tye gewees, en ek wil hê jy moet bietjie terugdink en vertel bietjie vir jou kinders van daai familielede en daai oulike mense in jou familie wat so positief en vriendelik was. So julle gaan dit gou op die skerm vir ons wys, en dan na ons saam gekuier het, gaan julle die res van die breakfast, van die ontbyt, kuier julle om te vertel wie was daai mense en wat was hulle eienskappe wat so spesiaal was. Vanoggend gesels ons gou dan oor die storie van Eric Liddell. Bernard gaan vir ons so die eerste bladsy daar lees. Wys gou vir hulle daai boek, Bernard, en wys vir hulle op watse bladsy is dit vir die kykers. Wys die buiteblad. So dis die Feel Good Friday Stories boekie,
En dan hy is op bladsy 53. Daarso kan julle sien is 'n prentjie van Eric Liddell hoe hy hardloop. So ons lees vir julle die eerste bladsy. Okay, wag net so 'n bietjie. So dink julle hierdie ou was positief en vriendelik? Ja, definitief. Was hy dapper? Ja. Was hy 'n kaneelouw? Ja, ek As hy, hoorie, hier's vir die kykers by die huis ook, ons eet gesnyde appeltjies. Ek het gesien Peer en Engela, julle is ook daar. As julle uitgeskree het, positief en vriendelik, dan mag julle ook so 'n bietjie van die appels kry. Alraai. So, kom ons hoor Bernard, ons hoor wat gaan aan. Eric Liddell is op 16 Januarie 1902 in die stad Tianjin, China gebore. Hy het saam met sy ouers op 'n sendingstasie groot geword. Hy het goeie waardes geleer en toe hy net 6 jaar oud was, is hy na Eltham College, 'n Christenskool in Engeland, toegestuur. Hier het hy geesdriftig aangehou om die Here te dien, soos sy ouers hom geleer het. Hy het daarmee volgehou op laerskool, hoërskool en selfs op universiteit. Eric het 'n besonderse talent gehad. Hy kon baie vinnig hardloop, maar hy het baie snaakse styl gehad. Baie mense het gedink dat hy nie juis vinnig sal kan hardloop met die snaakse styl nie. Dit het hom egter nie van stryk laat bring nie. 'n Passie om te hardloop het van kleins af warm in sy hart gebrand. Sy vriende begin sy talent raak sien. Hulle moedig hom aan om in te skryf vir wedlope, veral die 100 meter. Hy het so goed gedoen dat hulle hom in aanmerking wou bring vir die Olimpiese spele. Hy wen die College Mile en in 1923 breek hy die Britse rekord in Skotland vir die 100 meter. Hulle skryf hom daar en dan in vir die Olimpiese spele. Wow, okay. So, dit was hier in die 1940s gewees. Hy was 'n ouetjie gewees wat in China gebore is en groot geword het. Hoekom so? Want sy ouers was sendelinge. So hierdie ou het die waarheid gehoor. Hy het groot geword in die weë van die Here. Toe hy net 6 jaar oud is, sit hulle hom op 'n skip en daar moet hy in 'n koshuis skool toe gaan en goeie. Jette Bernard, sal jy hou van die koshuis? Nee, glad nie. Hoekom nie? Wat skeer jy aan die Nee, koshuis? jy is so ver van jou familie af, want ek ben Engeland en China al klaar ver van mekaar af. Dis En verskriklik ja, ver, ek nee. kan dink 'n mens sal so alleen voel. Ja, en as jy in die koshuis wil seconds hê, vir wie vra jy, nee? Dis 'n gesukkel, nee. Ja. En dan Zoe, in terme van vriende en om nog die Here te dien, dink jy is moeilik Ja. om alleen in 'n vreemde land aan te hou? Ek dink dit was daarom 'n Christelike skool soos wat hulle gesê het, so om die Here glo te so. dien. Dink ek nie, dit sou nog steeds moeilik wees, ek meen. Sonder die ouers as rolmodelle om te sien hoe hulle ook God aanbid en alles, sal dit definitief moontlik wees, maar dit het seker gehelp omdat dit 'n Christelike skool was. Ja, so hy moes baie sterk waardes in sy binneste gehad het, nê. En hy het aanhou groei en om die Here te dien. En toe hy nou 'n groot man is wat al moet gaan studeer, toe het hy aangehou om die Here te dien en 'n lig te skyn. Maar toe begin hulle sien hierdie talent van hom om te hardloop is nogal baie sterk. Hulle sê sy arms het soos 'n propeller gelyk as hy gehardloop het, maar teen 'n groot spoed, nê. En hulle begin sien hy wen goed. Daar kom hy in aanmerking vir die Olimpiese spele, nê, vir die 100 meter. Nou wat toe begin gebeur het is die ouens wat hom nie like nie, het geweet hy's 'n Christen en hulle het geweet hy gaan hulle wen en toe kom hulle met 'n slinkse streek. Ek dink dit was die 1943 Olimpiese spele of iets as ek reg onthou. Toe begin hulle sê nee, kom ons hou daai event op 'n Sondag vir daai hardloop ding. Toe sê hy no ways, ek gaan nie op 'n Sondag hardloop nie, dis teen my geloof. Ek weier. Toe sê hulle wel dan diskwalifiseer ons hom. So sy vyande het saamgespan om 'n plan te maak teen hom om te sê, ons gaan hom uit die ding uithaal. Kom ons maak dit moeiliker want ons gaan dit dan op 'n Sondag hou. En hy staan op vir sy geloof en hy sê, weet jy wat? Ek gaan doen wat ek glo. Ek sal nie op 'n Sondag deelneem aan hierdie ding nie. Sondag is die Sabbat of die rusdag van die Here, het hy op daai stadium in sy hart gevoel. Ja. Weet julle wat, nê? Sy bestuurder gaan en vind uit en sê, maar weet jy wat? Daar's 'n geleentheid om te hardloop in die 400 meter. So wat is dit? Ja, op die maandag. Ja. Dis 4 keer verder as wat hy ooit gehardloop het, né? En dan is daar ook 'n geleentheid in die 200 meter. Ja. En hy sê wel, ek het nog nooit daarvoor getrein nie. Ek weet nie regtig presies hoe daai afstande te doen nie, maar ek sal dit doen. Julle, die Here seën vir hom so, né, dat hy kom derde in die 200 meter waarvan hy nog nooit deelgeneem het nie en in die 400 meter breek hy 'n wêreldrekord. Ja. Awesome. En God se krag is in hom, want God is kaneel hier binne Ek in is hom. positief en vriendelik.
en positief en vriendelik en hierdie ou is dapper om groot goeders te doen en God seën hom en gebruik hom. Hy word 'n held vir sy nasie. Hulle nooi hom uit om te praat by plekke as motiveringsspreker om te sê hoe groot is God se krag wat in en deur 'n ou werk. Daar word 'n wenfliek oor sy lewe gemaak, Chariots of Fire. En die beste van alles is op die top van sy loopbaan toe hy nog hardloop en praat by plekke en alles. Toe sê hy, weet jy wat? Hierdie liefde vir God en God se koninkryk roep vir my terug. En hy gaan terug na China toe, waar daar ook oorlog uitgebreek het, waar niemand hom ken nie, waar niemand vir hom omgee nie, en daar gaan hy met sy groot spoed as hy hardloop, en hy vat 'n krywa, en hy sien as iemand raak geskiet is, hardloop hy met 'n krywa, laai hulle in, jaag met hulle hospitaal toe, so hy het 'n mobiele ambulans gehad met 'n krywa, en elke wat val en geskiet word, gooi in die krywa, vat hulle hospitaal toe en dokter hulle beter. En van daai mense het hom gehaat, hulle het nie eens gehou van hom nie, want hy het nie gelyk soos die Chinese nie, en hy sê, gaan terug na jou land toe, wat soek jy hierso? En hy sê, man nee, die liefde van Christus, dring my. Hy gee alles prys om die world champion te wees, en hy gaan dien mense met God se liefde. En daar wen hy harte een vir een. En baie van die gelowiges in China vandag is nog oor die werk wat hy gaan doen het en die verskil wat hy gemaak het. Is dit nie amazing nie? So ons wil vir julle vandag ook sê, kom ons wees sulke kaneelmense. Ek is positief en vriendelik. Yay! En kom ons wees dapper en ons maak 'n verskil. Ek gaan vir ons 'n kort gebed doen en dan gaan ek julle gou-gou vertel, so ons gaan môre en die dag na dit nog ons laaste 2 kaneeldae hê. En daarna, mooi, praat ons oor heuning. Zoe en Bernard, waarvoor staan heuning? Ek is eerlik en opreg. Ek is eerlik en opreg. So ons gaan so 'n bietjie vordering daarmee, hoor, ons het nog waardes verby hierdie breinpoeiertjie. Ons gaan ook leer van ander waardes in die week wat kom. Dankie vir jou tyd, kom ons bid saam en dan het ek net so 2 afkondigings, belangrike inligting ook vir julle. Kom ons bid saam. Ag Here, dankie vir die heerlike oggend wat ons saam kon gehad het en dankie dat ons kon geleer het van positiwiteit en hoe om 'n verskil te maak. Here, en as ons u pad kies, kan ons maar dapper wees. Here, as ons doen wat u gevra het, dan kan ons maar dapper wees. Want dan weet ons, as God vir ons is, wie kan teen ons wees? Ons weet dat you make me brave en ons sien kans vir enige ding. Ag Here, dankie dat u vandag vir mense braaf maak om die regte ding te doen op God se manier. As ons God se dinge doen op u manier, dan kry ons ook u resultate. Dankie Here vir wat ons vandag geleer het en wat u in ons harte begin het. En Here, help ons om te onthou, ons gaan net nou verder saam kuier en ons gaan vertel van ons oupas, soos my oupa Paul en ouma Kitty, en ons familie en ons mense wat positief en vriendelik was en 'n verskil gemaak het in ons lewe. Dankie vir die groot liefde en dankie dat u saam met ons gaan elke tree van die pad. Amen. Amen. Okay, so hier staan. Kyk of jy 2 mense in jou gesin se verjaardagversies kan opsê. Kan opsê uit jou kop uit. Stuur die video vir ons op WhatsApp of sit die video op jou Facebookblad en tag ons. Wat was vandag se versie? Vandag se versie was Johannes 4 vers 14. Okay, so as jy vandag verjaar het, dan jy al klaar die versie gehoor, hoe cool is dit? En dan in die vorige post gaan jy sien, het ek hierdie bladsy vir jou om af te laai. Ons gaan so deur hierdie bladsy werk met die familieaktiwiteite om te doen in die volgende paar dae nog. So jy gaan hom nodig hê, hy lê op Dropbox en jy kan hom aflaai. En dan wil ons vra as jy klaar gekyk het, deel tog hierdie video met jou vriende en familie met groot groepe, so as ons baie sê en druk ons 'n knoppie daar, finish, en dan kan julle hom weer kyk en deel met nog mense. Kom ons, nooi sommer al ons vriende om positief en vriendelik te wees. Ek sê kaneel, wat sê julle? Positief en vriendelik. Baie mooi, hier is vir julle almal 'n stukkie appel. Kry julle ook môre iets lekker reg om saam met ons te geniet en die kinders mee te bederf. Onthou daarna gaan ons kuier oor heuning en als. En dan het ons ook ja, dan het ons ook 'n hoofstuk van my boek, laat ek net my boekie so kry. Wat ons vir julle gratis gee, daar's ons ook 'n aflaai op die blad Twinewyd. Ek sal die link hier onder sit wat jy gratis ook 'n stuk van ons boek kan aflaai en verstaan waaroor gaan hierdie waardes. Ek het vir gesinne gehelp om weer vir hulle kinders waardes agter te laat. Weet jy wat, meneer en mevrou? Grootste ding wat jy vir jou kinders gaan agterlaat is nie die plase, die huise, die karre, vliegtye, enige so iets nie. Dis die goed wat jy in hulle agterlaat.
En dit kom deur met hulle tyd en liefde te spandeer. Daai waardes wat jy binne in hulle los, dit gaan langer hou as die goedertjies wat jy vir hulle agterlos. Daarom maak ons moeite om die tafel en doen ons iets spesiaal. En hierdie boek van my ons huisgeloof vertel vir jou hoe om jou kinders vir God groot te maak vir generasies kinders se kinders. When God saved you, he also had someone else in mind. Dis nie net vir jou nie, dis ook vir jou kinders en jou kinders se kinders. Leer hierdie waardes saam met ons en kom ons geniet dit om ons kinders vir die Here groot te maak in hierdie tyd. Geseënde dag. Ons kuier môre weer saam 8:30 selfde tyd, selfde plek. Totsiens. Bye. Hoe was dit vir julle om so saam om die tafel pret te hê en soos in die ou dae te lewe, né? Dis dan kosbaar dat ons bietjie tyd maak vir ons families. Kom ons gaan vra julle gou-gou 'n paar vragies. Onthou jy kan enige tyd die pause knoppie druk om jou genoeg tyd te gee om rustig te gesels oor hierdie temas. So, die eerste vraag is: wie in die Bybelse tyd was positief en vriendelik? Wie kan julle onthou van die Bybelse dae wat soos kaneel was? Sê gou 'n paar name om die tafel, daai kinderbybelstories en die Bybelhelde. Wie van hulle was almal positief en vriendelik? Druk pause, praat daaroor. Hier gaan ons. Vraag nommer 2. Wanneer in Eric Liddell se lewe was hy positief en vriendelik? Jy kan sê in sy kinderjare of sy studentejare, verskillende tye en wat het hy gedoen in daai verskillende tye van sy lewe om positief en vriendelik te wees? Wat kan ons doen in ons lewe om meer positief en vriendelik te wees in moeilike tye? Vraag 4. Watter effek het Eric Liddell se positiwiteit op die mense om hom gehad? Is jy gereed om daaroor te praat? Wat het gebeur toe hy so positief en vriendelik was? Pause en praat hieroor. Wel, knap gedaan. Ek hoop almal om die tafel het deelgeneem en dat die antwoorde ook julle gehelp het en op 'n baan van positiwiteit gesit het, dat daar sleutels is hoe ons ook hierdie waardes vir onsself kan oopsluit en verstaan wat gebeur as ons ook so positief en vriendelik is. Wow, wag 'n bietjie. Hier's iemand wat wil hallo sê. Hallo Teddy, wat soek jy hierso? Ja, Teddy het kom hallo sê, want hy wil vir julle sê, in môre se program moet ons elkeen 'n teddybeer saambring en lekker warm en snoesig aantrek. Is dit reg so? Kry so lank daai goed gereed. Ons sien julle weer môreoggend, selfde tyd, selfde plek. Ons kan nie wag om julle te sien nie. Kom ons groei saam en ontdek saam God se wonderlike woord en beginsels vir ons. Bye bye. Teddy sê ook bye. Give me a J. Give me an E. Give me an S. Give me a U. Give me an S. What's that spell? King of Kings, Lord of Lords, he's coming back. Alright guys, that was pretty good. I'll give you that much. But I know that you can do it better. I know you can do it better. So I want you to say it with some conviction, with some oomph, alright? Give me